Ons gaan na die woord van die Here toe, die rede hoekom ons vanoggend by mekaar is, en ons lees vanuit Lukas 23. Lukas 23. Tannie Betty. Tannie Betty beduie vir my iets, maar ek kan nie mooi uitmaak wat sy beduie nie. Ons gee kans dat die kollekte opgeneem word. En my gedagtes was nou klaar by die boodskap gewees. Ek het heeltemal vergeet van die kollekte. Okay, nou gaan ons na die woord van die Here toe en ons lees Lukas 23 vanaf vers 33 en dit is dan die gedeelte wat handel oor die kruisiging. Kom ons lees die gedeelte, Lukas 23 vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaadoeners, een aan sy regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerste het saam met hulle ook geskimp en gesê, anders het hy verlos, laat hy hom verlos, as hy die Christus is, die uitverkore van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring, en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister. En die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir die spel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het. En hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Ons lees vanoggend net so ver vanuit die woord van die Here. U kan net so bly sit. Ons buig die hoofde en dan bid ons net eers saam voordat ons met die boodskap begin. Wonderlike Here, ons loof en ons prys U
in hierdie oggend, Here, omdat ons in hierdie oggend iets het om te vier. Terwyl die kruis, Here, 'n teken van smaad, hartseer, dood, verskillende dinge is, Here, is die kruis vir ons 'n teken van oorwinning. Waar ons geleef het, Here, U leef, waar ons gesing het, U leef en sterf nie meer, Here, dit is die lied van ons harte, ons verlosser leef. En daarom sê ons vanoggend vir U dankie, Here. Dankie vir die kruis. Dankie dat U gesterf het vir ons sonde. Dankie dat U gesterf het dat ons lewe kan hê. En Here, bring ons ook hierdie dag na U toe en bid dat U dit nader en nader in ons harte sal bring, hierdie gedagte van wat U gedoen het. Here, en ons weet, mense vier hierdie naweek op verskillende maniere, Here, maar mag U kruis die plek inneem wat dit moet. Mag dit in mense se harte leef. Mag die boodskap van U uitgaan, soos wat dit moet. Here, en ons sê weer eens net vir U dankie. Ons loof en ons prys U en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons teks van oordenking dan is Lukas 23 vers 34, net daai eerste 3 woorde wat sê, en Jesus sê. En praat ons dan oor die gedagte vanoggend, Jesus se laaste woorde aan die kruis. Die Here Jesus se kruis staan sentraal reg deur die eeue heen. Dit is die belangrikste gebeurtenis wat daar nog ooit was. Vir baie mense is dit 'n tragediese verhaal, maar vir ons natuurlik die grootste oorwinning wat daar ooit kon wees, 'n oorwinning wat deur 'n enkele daad daar redding is. En elke jaar op Goeie Vrydag, dan kom ons bymekaar om hierdie dag te herdenk, 'n dag wat belangriker is as enige ander dag in die jaar. Ons is geneig om Kersfees te verhef en baie daaroor te sê, en is belangrik natuurlik, Jesus wat aarde toe gekom het, maar die belangrikste gebeurtenis is dit wat aan die kruis gebeur het. En die woord sê soveel vir ons oor hierdie gebeurtenis. Ons kan daarna kyk van Genesis af, die moederbelofte wat daar gebeur, Exodus, die instelling van die Paasfees, reg deur die skrif, Psalms, Jesaja, reg deur tot in Openbaring kan ons kyk na wat gebeur het. Die voorspelling van die kruis, die gebeurtenis, die vervulling van daardie profeseë en ook die heerlikheid, die toekomstige heerlikheid as gevolg van die kruis. Maar vandag staan ons net stil by daai spesifieke gebeure. Die tyd wat die Here Jesus aan die kruis gehang het. Van die oggend 9:00 af is hy daar aan die kruis vasgenaal, nadat hy eers geslaan is, nadat hy gespot is, nadat daar 'n doringkroon op sy hoof gesit is, terwyl hy so swak was, hy kon sy eie kruis nie dra nie, iemand moes hom help, tot waar hy uiteindelik vir 6 ure aan die kruis hang, en 3 uur daardie middag, toe sterf die Here Jesus Christus, waar hy sy gees gegee het. Maar in daai 6 ure wat hy op die kruis is, gebeur daar baie dinge. En een van die groot dinge wat gebeur is, die Here Jesus praat. 7 keer wat hy praat, dit word ook die laaste 7 kruiswoorde van die Here Jesus genoem. En wanneer die Here Jesus oor die algemeen gepraat het, weet ons, dit was uiters belangrik, dit is woorde van die lewende God. Maar hier aan die kruis, sy laaste woorde, hoe belangrik is dit nie? Waar hy sy laaste 6 ure hier op aarde is, die pyn, die kort asem wat hy moes gehad het, en nog steeds 7 uitsprake wat die Here Jesus gee. Nou hierdie 7 uitsprake is nie almal opgeteken in een van die 4 evangelies nie, maar dit is versprei oor hierdie 4, en as ons die 4 evangelies vat, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan kry ons die harmonie. Ons kry die geheelbeeld en ons sien hierdie 7 woorde van die Here Jesus Christus. En dis waarna ons vanoggend gaan kyk. Met die fokus op die laaste ure wat die Here Jesus aan die kruis gehang het. Nou, hoekom is hierdie dag vir ons so belangrik? Goeie Vrydag. En dit kom alles terug na Johannes 3, vers 14, 15, 16, 17 toe. In vers 14 staan daar, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het,
so moes die seun van die mens verhoog word. Daar in Nimeri is daar giftige slange wat die mense gepik het, baie mense sterf, en nadat die volk na Moses toe kom, bid hy vir die volk. En die Here beveel vir Moses om 'n koperslang op 'n paal te sit, en as mense daarna kyk, dan sal hulle gesond word. Nou kom die skrywer hier Johannes en hy sê, dis presies wat met die Here Jesus gebeur het. Hy is op die kruis gesit, hy is verhoog op die kruis. Hoekom? Johannes 3 vers 15, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Soos daai mense in Nimeri, as hulle vir hierdie slang kyk, is hulle genees. So moet mense opkyk na die Here Jesus Christus en in hom glo, hulle geloof in hom plaas en hulle word gered. Vers 16 en 17, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered word. Dit is hoekom daai een daad aan die kruis vir ons so belangrik is. Dit bied redding. Dis wat die dag vir ons so spesiaal maak. Ons kan gered word deur Jesus Christus en sy kruis, wanneer ons geloof in hom plaas. Wanneer ons sondes bely, red hy ons siele uit genade uit, en hy gee vir ons die grootste geskenk, die grootste gawe wat daar kan wees. Daai vergifnis saam met die ewige lewe. So dis wat ons vier. Dis hoekom dit Goeie Vrydag is. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Dis die kern van die kruis, is redding. Die redding wat in daardie daad gebeur het. En nou, soos ons nou al aangeraak het, terwyl hierdie besig was om te gebeur, terwyl die Here Jesus aan die kruis is, terwyl hy besig is om redding te bewerk, praat hy 7 keer. En ons gaan vanoggend na daardie 7 keer kyk om te sien wat hy gesê het, wat dit beteken het, en wat beteken dit vir ons. So kom ons kyk na Jesus se laaste woorde aan die kruis. Die eerste kom vanuit ons skriflesing, vanuit die evangelie van Lukas, en dit is: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit vind ons in Matteus 23 vers 34, wat die Here Jesus daai woorde sê. En nou sien ons net weer wat gebeur het hier voor ons. Die Here Jesus word geslaan, hy word gespot, en hy word uiteindelik voor Pilatus gebring. En Pilatus sê, hy vind nie skuld in hierdie man nie, hy wil hom loslaat, en hy gee selfs vir die skare die keuse, kies tussen Jesus en Barabbas, wie moet ek loslaat? Maar die mense hou aan roep, kruisig, kruisig hom. Hy word gegeesel, hy word geslaan deur die Romeine met swepe wat stukkies glas en stukkies been ingevleg het. Hulle sit 'n doringkroon op sy kop en uiteindelik word hy aan die kruis gehang. En nou dink ons menslik. Hierdie mense wat dit doen, wat geskree het, kruisig, kruisig hom, hulle verdien om gestraf te word. Dis seker die ergste ding wat 'n mens kan doen. Maar wat doen die Here Jesus? Hierdie mense wat hom kruisig, wat hom fisies daar gesit het, wat geskree het, kruisig hom, wat sê die Here Jesus? Hy sê, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. In daardie posisie pleit Jesus vir vergifnis. En op daai oomblik sien ons die Here Jesus se hart. Selfs na alles wat hulle aan hom gedoen het, bid hy vir daardie mense vir vergifnis. En dis wie Jesus is. Hy is die een wat vergifnis bied. Hy is die een wat die skuld vir sonde betaal het, en hy wag om mense te vergewe. Hy wag om mense te vergewe. Hy is nou 'n voorspraak by die Vader. En hy tree nog steeds vir mense in. Wat beteken dit vir ons? Jesus bied steeds vergifnis.
Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hy bied vergifnis. En saam met dit, as kinders van die Here, as ons daai vergifnis, daai genade gesmaak het, ervaar het, dan kan ons ook sy beeld navolg. Dan kan ons ook gou wees om te vergewe. Nie mense se oortredinge teen hulle te hou nie. Soos die Onse Vader sê, Matteus 6 vers 12, en vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. So hierdie eerste van Jesus se 7 woorde aan die kruis, wys op vergifnis. Vergifnis wat ons ervaar, vergifnis wat ons ook kan uitleef. Die tweede van Jesus se kruiswoorde vind ons ook hier in Lukas, en dit sê vir ons, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit vind ons in Lukas 23 vers 43. So Jesus hang nou daar aan die kruis, 2 kwaaddoeners aan sy linker en aan sy regterhand, en die een het tereg gesê, hulle verdien om daar te hang. Want so 'n bietjie geskiedenis, in daai tyd is net die ergste van die ergste kriminele gehang. Daar's baie ander maniere wat mense doodgemaak is, maar as iemand gekruisig word, dan sê dit, hulle was regtig sleg gewees. Hulle verdien om daar te hang. En terwyl hulle daar op die kruise is, staan die soldate daar voor en hulle sê vir die Here Jesus, as U die koning is, verlos U self. En die een kwaaddoener sê vir die Here Jesus, as U die koning van die Jode is, en hy sê dit met smaad, hy sê, verlos U self en ons. Maar dis die ander een wat ons skok. Hulle verdien om daar te wees. Jesus het dit nie verdien. En hy draai na die Here Jesus toe, hy sê, dink aan my, Here. Dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. Net daai woorde, dink aan my. En dis wanneer ons die tweede kruiswoorde van die Here Jesus kry, wat hy sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat leer ons? Ons leer, Jesus is waarlik die redder. Die wat op hom vertrou, hy red. Daar's 2 kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. Die een tree met trots in. Hy spot so half saam met die soldate, terwyl hy self aan die kruis is. Maar die ander een tree op in geloof. Dink aan my Here. En nog iets wat dit vir ons wys is, as die Here Jesus red, is dit op grond van sy genade alleen. Nie werke nie. Daai kwaaddoener is aan die einde van sy lewe, alles wat hy gedoen het, hy het nie kans gehad om daar af te kom en weer goed te gaan doen nie, maar die Here red hom. Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof. Dis nie uit julle self nie, dit is 'n gawe, 'n geskenk van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem. Dis nie uit werke nie. En so vinnig, net laastens sien ons, daar is lewe na die dood. Daar's 'n lewe saam met Christus. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En hierdie is vir ons 'n bemoediging. Want wie is goed genoeg om God se goedkeuring weg te dra? Wie leef so dat ons perfek is? Nie een van ons. Ons sal nooit perfek wees nie, maar ons hoef nie. Want Jesus red deur die geloof. As ons geloof in hom plaas. Dis al wat ons kan doen, en dis hoekom Efesiërs 2 sê, dis 'n gawe. En dan het ons ook die sekerheid, soos daai kwaaddoener, ons het die ewige lewe. 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe aan julle, wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet, julle het die ewige lewe. Daar staan nie, sodat julle kan wonder, of miskien dink, daar staan sodat julle weet, julle het die ewige lewe, en kan glo in die naam van die Seun van God. Ons moet sekerheid hê. As ons nie het nie, moet ons na die Here toe gaan en vir hom vra, gee vir my daai sekerheid. Here, hier is ek gee my alles. Gee vir my die sekerheid, ek is die kind. En hy sal dit doen.
En net so ekstra notakie by, ons moet ook nie opgee op mense nie. Daai persoon wat ons miskien al lank voorbid, die persoon het nog nooit tot inkeer gekom nie. Al lyk dit of dit nooit gaan gebeur nie, al lyk dit of hulle lewens nooit vir Jesus sal gee nie, ons moet aanhou bid en vertrou, want dit kan tot op die laaste oomblik gebeur. So moenie opgee op mense nie. Die Here Jesus het dit nooit gedoen nie. So in die tweede van Jesus se kruiswoorde sien ons Jesus se reddende genade. Die derde gaan ons nou na die evangelie van Johannes toe en daar sien ons die woorde van die Here Jesus: Vrou, daar is u seun en daar is jou moeder. Nou hier gaan ek die vers lees, want ons so 'n bietjie woorde tussenin. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het, dis nou Johannes, by haar staan, sê hy vir sy moeder: Vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel: Daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Nou wat kan dit beteken? En ons sien eintlik 'n aangrypende gedagte hier. Want die Here Jesus hang aan die kruis. Die geskiedenis leer vir ons watter gemeene manier dit was om te sterf. Die pyn wat iemand deurgaan, die feit dat hulle longe platval en hulle liggame besig is om in te gee, dat 'n mens uiteindelik sterf van jou hart wat net nie meer kan nie. En in daai posisie waar die Here Jesus dit deurgaan, kyk hy af en hy sien sy moeder. 'n Vrou wat hom vir 9 maande gedra het, 'n vrou wat hom groot gemaak het, wat hom geleer het, altyd daar was vir hom liefde gegee het, soos net 'n moeder kan. En hy sê vir haar daardie woorde: Daar is u seun. En vir Johannes: Daar is jou moeder. Hy sê Johannes gaan vorentoe vir haar sorg. Hy gaan vorentoe na haar kyk. En so is hy ook die enigste disipel wat nie gesterf het vir sy geloof nie. So wat sien ons raak in hierdie gedeelte? Ons sien Jesus se omgee. Ons sien sy sorg, selfs terwyl hy aan die kruis is. En wanneer ons aan die Here Jesus dink, as Here, die een op wie ons vertrou, die een wie ons aanroep in moeilike tye, kan ons die sekerheid hê. Die Here Jesus gee om. Hy dra sorg, hy sorg vir sy kinders, en dit sal nooit verander nie. Die kruis het dit nie van hom af weggeneem nie. Niks sal dit ooit wegneem nie. Hy sorg vir sy kinders. Ons kan daarop staat maak. En dis ook iets wat ons van Jesus se hart raak sien. Dis iets wat ons ook kan wys en kan uitdra na buitentoe. Ons praat gereeld oor die feit dat ons meer en meer soos Jesus moet wees, en dis 'n manier om dit te doen, om vir ander om te gee. Ons moenie so vasgevang raak in ons eie situasie, in ons eie lewens, dat ons nie die pyn van ander mense raak sien. Jesus was aan die kruis, en hy het nog steeds omgegee vir ander. Hy sien nog steeds sy moeder se pyn raak. Ons kan ook omgee vir ander, met die hart van die Here Jesus. So die derde van daardie kruiswoorde sien ons Jesus se omgee, en ons sien sy sorg. Maar dan die volgende, wat ons in Matteus vind, is: My God, waarom het U my verlaat? Matteus 27 vers 46, en omtrent die 9de uur, het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani, dit is: my God, waarom het U my verlaat? Nou ons weet die Here Jesus was van omtrent 9 uur die oggend, was hy op die kruis gewees. Die mense staan en aanskou dit, die gehoor raak al groter en groter. En 12 uur daai middag, toe gebeur daar iets. Daar's donkerte. Heeltemal vreemd, buitengewoon, dit word donker. Oor die hele aarde. En die Here Jesus roep daai woorde uit, sy 4de woorde aan die kruis: Eli, Eli, lama sabachthani, of my God, waarom het U my verlaat? Nou wat kan dit beteken? Kon God regtig die Here Jesus verlaat? Terwyl Jesus God is. Nou iets wat gebeur is, Jesus was ten volle God, natuurlik, maar hy's ook ten volle mens gewees.
En in daai menslikheid roep hy uit. Net soos die menslikheid in die tuin van Getsemane gesien is, toe hy bid en hy vra vir die Here, laat hierdie beker by my verbygaan. As mens sien hy nie kans nie. En as mens is dit wat hy ervaar. En dis hoekom hy moes mens word, om die sonde te dra. In daai oomblik, en dit wys vir ons die gewig van die sonde wat hy moes dra, want sonde was die rede vir daai verlatenheid wat hy ervaar het. Dit is wat veroorsaak dat hy so gevoel het. En in dit sien ons Jesus se liefde. Want hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy mens geword? Hoekom het hy aan die kruis gesterf? Hoekom het hy die gewig van sonde gedra? Uit liefde. Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy dra die volle gewig van sonde, omdat hy lief is vir die mens. Saam met dit was dit ook 'n vervulling van Psalm 22, waar dit 'n uitroep was wat bewys het, hy is die Messias. So in hierdie uitroep sien ons 'n paar dinge van die Here Jesus Christus raak, maar wat vir ons uitstaan, is die feit dat hy dit uit liefde gedoen het. Dink weer aan Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, Romeine 5 vers 8, hy het uit liefde vir ons gesterf, en soveel tekste wat dit nog vir ons leer. Maar ons weet, hy het ons sonde in liefde gedra, sodat ons dit nie hoef te dra nie. Wanneer ons gered word, wanneer ons geloof in hom plaas, wanneer ons vergifnis vra van sonde, dan vergewe hy ons, omdat hy die prys in liefde gedra het. En as kinders van die Here wys dit vir ons nog een ding. Hoe ons as kinders van die Here oor sonde moet voel. Want kyk wat het sonde veroorsaak. Kyk die groot prys wat Jesus betaal het, die gewig van sonde wat hy moes dra. As kinders van die Here kan ons nie sonde aanvaar. Ons kan nie net lukraak sondig nie. Die prys was net te hoog. So in die 4de van die Here Jesus se kruiswoorde sien ons die groot prys vir sonde wat hy betaal het, en dit uit liefde. Maar dan die volgende, wat die Here Jesus ook daar sê van sy menslike sy, en hy sê, ek het dors. Johannes 19 vers 28 en 29 hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en op die hiesopstingel gesit, en aan sy mond gebring. So dis nog donker oor die hele aarde. Die mense staan nog daar in aanskouing, en die Here Jesus het daai groot uitroep gehad, hoekom het die Here hom verlaat, en net daarna sê hy sag, 'n sagte behoefte. Ek het dors. Hoe ironies is dit dat die God van hemel en aarde, wat letterlik alles gemaak het, wat die land van die waters geskei het, wat die volk deur die Rooi See laat trek het, wat water uit 'n rots getap het, wat homself die lewende water noem, dat hy moet sê, ek het dors. En dit was 'n fisiese probleem. Die geskiedenis sê vir ons dat daar aan die kruis, een van die effekte was dehydrasie gewees. Hy was letterlik besig om te dehydreer, en geen hoeveelheid water sou help nie, al het hulle vir hom water gegee. Maar dit was natuurlik baie meer as net die fisiese. Daar staan in hierdie vers, sodat die skrif vervul sou word. En die skrif waarvan gepraat word is Matteus 69 vers 21, en daar staan, en hulle het aan my gal gegee as my spys, en my dors het hulle my asyn laat drink. En hoekom dit vir ons belangrik is, daai Psalm 69, loop uit op oorwinning. So wat dit vir ons wys, is self in 'n hopelose situasie, loop dit uit op oorwinning. Waar daardie dors
sonder vervulling was, sou dit nooit weer gebeur nie. Want Jesus is die lewende water. Johannes 4 vers 13 en 14, Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom gee sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Daai 3 klein woorde, ek is dors, wys uiteindelik op oorwinning. En daarin is vir ons oorwinning. Deur die Here Jesus wat die lewende water het, dat ons gered kan word deur hom, dat ons nooit sal dors kry tot in ewigheid nie. Daar is oorwinning deur die ewige lewe. Maar as kinders van die Here weet ons ook, daar is nie so iets soos 'n hopelose situasie nie. Ons praat die laaste tyd baie oor moeilike omstandighede. Ons praat van toetse in 'n mens se lewens, ons praat van die omstandighede in ons land en in die wêreld en alles wat gebeur. En iets wat ons 'n paar keer nou vir mekaar gesê het, is as kinders van die Here, is daar altyd hoop. In Jesus Christus. So hierdie 5de stelling wat ons gelees het, wys vir ons, met Christus is daar oorwinning. Daar is nie so iets soos 'n hopelose situasie. Nou die laaste 2 gaan ek kortliks hanteer, want dis stellings van die Here Jesus, wat wys dat sy werk klaar is. En seker die bekendste van die Here Jesus se kruiswoorde is, dit is volbring. Johannes 19 vers 30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig, en hy het die Gees gegee. Ons het seker al die Griekse woord gehoor, tetelestai. En daai woord kom van die Griekse woord telio, wat beteken, die skuld is betaal. Dis klaar, as iemand skuld gehad het, hulle dit heeltemal verheffen, die skuld is betaal. So toe die Here Jesus dit aan die kruis sê, toe hy sê, dit is volbring, toe sê hy, die skuld van sonde is vir eens en vir altyd betaal. Dis verby. Die werk wat hy gedoen het, was volkome. Sy sending missie aarde toe, is verby. Die saligheid is bewerk. Dit wat deur die eeue heen al voorspel is, van Genesis af met die moederbelofte, die instelling van die Paasfees, die Paaslam, die Ou Testament, reg deur die Here Jesus se eie bediening, word in daai oomblik vervul met die eenvoudige woorde, dit is volbring. Al wat dit vandag vir ons kan beteken is, Jesus is die volmaakte lam. Hy het die offer klaar betaal, eens en vir altyd, dis verby. En hy bied redding vir elkeen wat glo. En dit was 'n volkome werk. Daar is nie nog iets nodig nie. Net Jesus Christus alleen. So hierdie is eerder vir ons 'n punt van dankbaarheid as enigiets anders. Net om vir die Here te sê, dankie vir die volkome werk wat hy vir ons gedoen het. So die 6de woord van die Here Jesus was 'n stelling van finaliteit. En dan die laaste woorde van Jesus aan die kruis, bring ons al die pad terug na ons skriflesing toe. En dis die woorde, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Ons vind dit in Lukas 23 vers 46 waar hy dit sê, en lees ons uit daar aan die einde, en toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. So dit was die einde. Na 6 ure aan die kruis, gee die Here Jesus sy gees oor. 'n totale oorgawe aan God om te sê, Here, hier is my gees. Dink weer aan die woorde daar in die tuin van Getsemane, waar die Here Jesus bid en hy sê, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar waarmee eindig hy? Hy sê, nogtans nie my wil nie, nogtans nie soos ek wil nie, maar u wil. Totale oorgawe aan God. En ons sien, Jesus het sy gees gegee. Dit was uit sy eie wil gewees, wat hy uiteindelik gesterf het. Daar word geskryf dat mense wat gekruisig is, baie keer vir 2-3 dae lank aan die kruis gehang het, voor hulle uiteindelik gesterf het. Baie langer as die 6 ure wat die Here Jesus het, maar hy het sy gees gegee, toe die tyd reg was.
Hoekom? Die skrif moes vervul word. Wat gebeur het spesifiek met die Here Jesus se tyd? Die volgende dag was die Sabbat, daar mag nie mense aan die kruis gehang het nie, so hulle die mense se bene gebreek, dat hulle nie meer kon nie en uiteindelik gesterf het. En natuurlik weet ons, die Here Jesus was die vlekkelose lam. So hy kon nie 'n gebrek hê nie. En so sterf hy, gee uiteindelik sy gees uit sy eie wil. Nog iets wat gebeur toe die Here Jesus sterf, dit lees ons in Markus 15 vers 37 en 38, maar Jesus het met 'n groot stem geroep, hy het sy laaste asem uitgeblaas en die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. Deur die Here Jesus was daar nou toegang tot God. Dit wys maar net vir ons weer eens op die oorwinning wat Jesus behaal het, waar hy deur die voorhangsel heen 'n weg tot God gemaak het. Nou kan 'n mens gered word, nou kan 'n mens in kontak kom met God. Maar hoe? Net op een manier. Daar's net een kruis. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, of dit Jood of Griek of Jehova getuie, of noem hulle by die naam, niemand kom na die Vader, behalwe deur Jesus Christus nie. En weer een, dit leer vir ons, in lewe of in dood, daai totale oorgawe. En die dankbaarheid wat ons kan hê, die Here Jesus kan ons, deur hom kan ons nou by God uitkom. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. So die laaste wat ons sien, die laaste woorde van die Here Jesus, sien ons die einde. 'n Totale oorgawe, Jesus gee sy gees. So dit was die 7 laaste kruiswoorde van die Here Jesus Christus. En wanneer ons hierdie dinge hoor, dan roer dit 'n mens se hartsnare. Dan kan ons net dankie sê vir alles wat hy vir ons gedoen het. Ek dink aan daai liedjie, is 'n redelike bekende liedjie, He was thinking of me. Dan sing 'n mens, He was thinking of me all the way to Calvary. He had me on his mind all of the time so that I could be free. It's hard to understand, but now I see. He suffered and died so that I could have life. He was thinking of me. Daai kruiswoorde van die Here Jesus Christus, dit wat hy gesê, dit wat ons leer, dit was vir ons gewees, sodat ons kan lewe. Mag hierdie tyd aan hom gewy wees, en mag hy verhoog word. Amen. Ek gaan 'n gebed vir ons doen, en dan as ek die gebed klaar gedoen het, dan gaan die nagmaalstafel vir ons in voorbereiding gebring word. Maar kom ons buig eers die hoofde, en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom sê weer eens net dankie. Ons het nie woorde vir wat daardie dag aan die kruis gebeur het nie. Here, ons kan ons nie indink hoe U moes gevoel het nie. Maar U het dit vir ons gedoen. En daarom, Here, kan ons net sê dankie. Dankie vir die redding wat U bied, die vergifnis. Dankie vir alles wat U vir ons doen, en dat U aan die kruis gesterf het. Mag dit na in ons harte lê, Here. Mag ons nie maar net hierdie dag laat verbygaan, en nie dat dit aan ons harte raak nie, Here, want weer eens, wat het U nie vir ons gedoen nie? Ook nou waar ons die nagmaal gaan gebruik, Here, ons bid, berei ons harte voor, wees met ons, en bemoedig en versterk ons ook deur die nagmaal. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.